Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer sy wonderlike woord kan oopmaak. Ons is besig met die baie besondere boek Filemon, 'n brief wat die apostel Paulus vanuit die tronk in Rome skryf aan Filemon, en dit handel oor die slaaf Onesimus wat weggeloop het van sy heer en sy eienaar Filemon, by Paulus aangekom het in Rome. God het in sy beskikking en bepaling hulle oor mekaar se paaie gebring, en die Bybel sê hulle het paaie gekruis, en Onesimus kom kragtadig tot bekering. Vir 'n tyd lank dien hy die apostel Paulus in die sin dat hy hom help, dat hy hom versorg, as 'n ou man vir hom help met die daaglikse se behoeftes wat daar was. En nou sê die Bybel vir ons, skryf die apostel Paulus hierdie brief, gee dit vir Onesimus, stuur hom terug na sy heer Filemon, en ons het gevorder tot daar by die 14de vers. Kom ons lees dit gou weer, dat ons die konteks kan optel. Daar in vers 13 staan, ek wil hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Dis tot waar ons gister gekom het. Nou sê vers 15, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Vriende, ons sien weer eens die apostel Paulus se hart hier, waar hy vir Filemon sê, luister, ja, daar was 'n tyd wat julle geskei was van mekaar, maar die feit dat Onesimus weggehardloop het, in Rome aangekom het, by die Here uitgekom het, en nou weer terug by jou is, kan ten goeie meewerk, en hy kan nou bruikbaar wees vir jou, nie net as 'n slaaf nie, maar as 'n broer in die Here, en kan julle saam ook groei in die kennis en genade van die Here. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Die hele gedagte net, vriende, is dat Onesimus nie nou teruggekom het en nou vir Filemon gesê het wat om te doen nie. Nee, hy was nog steeds die slaaf, maar hy was nou meer as 'n slaaf, hy was 'n broer ook. So Filemon en hy kon nou baie beter saamwerk. Daar kan baie meer gedoen word, omdat daar hierdie wonderlike versoening plaasgevind het. Want u sien, as ons met God versoen is, dan is dit makliker om met mekaar te versoen. Want ons weet en verstaan dat ons nie ons vergifnis verdien het nie, maar dat dit uit genade aan ons geskenk is, en soveel te meer moet ons weer genade aan ander bewys, omdat God soveel groot genade aan ons bewys het. U sien, vriende, wanneer versoening plaasvind, en wanneer vergifnis plaasvind, en wanneer redding plaasvind, dan raak aardse versoening makliker. Dan verdra ons mekaar makliker, ons vergewe mekaar makliker. Wanneer daar klagtes teen mekaar kom, is ons baie gouer om te sê, weet jy wat, my broer, is nie so erg nie. Kom ons gaan verby dit, en ons dien die Here, ons hou ons fokus op die Here. Ek moet bely dat in die westerse kerk, veral is daar geweldig baie onmin onder kinders van die Here. En dit is omdat ons baie keer selfstandig lewe. Ons het geld, ons het huise, ons het karre, ons het polisse, ons het pensioenfonds, ons het alles en nog meer. En ons dink vir onsself, ons nie mekaar nodig nie. As hierdie predikantjie weet op my tone trap los kom, ek gaan na 'n ander kerk toe, daar's 1000 ander kerke. As hierdie broer in die gemeente met my so bietjie haaks raak, dan vermy ek hom. Dan wil ek niks met hom te doen nie. Dan sal ek vir ander vertel hoe vrot en hoe sleg hy is, en ek sal op my eie houtjie aangaan. Nee. Ons is die liggaam van Christus. Die oog kan nie vir die oor sê, ek het jou nie nodig nie. Die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Daarom, as ons aan die Here Jesus behoort, is die direkte uitvloeisel vergifnis teenoor mekaar, liefde vir mekaar, versoening waar nodig en waar moontlik. En ag vriende, is baie belangrik dat ons hierdie groot waarheid in die boek Filemon sal sien. Filemon as eienaar word nou opgeroep om Onesimus te vergewe, soos die Here ook ons vergeef het. Nou sê vers 17, as jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my. Paulus kom en hy sê, luister, Filemon, dis nie net Onesimus wat jy nou aanneem nie, maar dit is 'n deel van my wat jy aanneem. Hy het onder my bediening tot bekering gekom, ek stuur hom terug as 'n kind in Christus, wat verwek is in my boeye. Vat hierdie seun, vat hierdie man Onesimus, vat hierdie slaaf van jou, soos jy vir my onder jou dak sal neem, in jou huis sou neem, en as broeders sou aanneem. En vers 18, en as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon ook aan my verskuldig. So hier kom die apostel Paulus en hy sê vir Filemon, luister, as Onesimus jou finansiële skade aangerig het, is ek bereid om te betaal. Onesimus het niks,
Hy's 'n slaaf wat weggehardloop het, tot bekering gekom, hy besef hy het verkeerd gedoen. Ek stuur hom terug na jou toe. Hy het niks. So ek is bereid om te betaal vir dit wat hy jou skade aangedoen het. Vriende, dink aan die verlossing in Christus. Die Here het betaal aan die kruis vir sonde wat ek teenoor God gedoen het. Hy het dit nie gedoen nie. Ek het dit gedoen. En hy sê, Vader, ek sal vir Gerard Bekes vergewe op grond van wat ek aan die kruis gedoen het. Ek sal sy skuld betaal. Vader, ek sal vir hom hierdie kosbare verlossing skenk. En sodoende het ons kind van God geword. 'n Ander een het betaal vir ons skuld. Daarom is ons met God versoen deur Jesus Christus, ons Here. Nou maak Paulus ook melding daarvan dat Filemon sy persoon aan Paulus verskuldig is. En vriende, die verwysing hier is eenvoudig maar die gedagte dat Filemon lyk my ook onder of deur Paulus se bediening tot bekering gekom het. Dis hoekom hy eintlik sê. Hy sê ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Dis een van die nuwe vertalings wat hierdie teks vir ons net so bietjie inkleer, bietjie meer verduidelik. So heel moontlik het hierdie man Filemon onder Paulus se bediening tot bekering gekom en Paulus sê vir hom soos Onesimus onder my bediening tot bekering gekom het, so het jy ook onder my bediening tot bekering gekom. Jy weet wat 'n groot skuld God jou van vrygemaak het en vergewe het. Daarom pleit ek by jou dat jy dieselfde sal doen teenoor Onesimus, hierdie slaaf wat van jou weggehardloop het. Dan sê in vers 20, ja broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart in die Here. Apostel Paulus sê eenvoudig vir Filemon, Filemon, ek pleit by jou, as kind van die Here teenoor kind van die Here, dat jy hierdie wegloop slaaf van jou wat nou kind van God geword het, sal ontvang in die liefde van die Here, dat daar versoening sal plaasvind, dat vergifnis sal plaasvind en vergifnis gegee sal word en as daar enige iets is wat hy jou te nagekom het mee sal, ek betaal daarvoor. Maar ek vra dat daar broederskap sal wees. Dat daar hierdie wonderlike verhouding van kind van God sal wees. Hy sal jou nog steeds dien as slaaf, maar moenie vergeet nie, hy is nou 'n broer in die Here en dat jy hom ook so sal behandel. Vers 21, in vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Vriende, dit som Filemon se lewe so pragtig op. Paulus sê van Filemon, alles wat ek geskryf het, ek weet dat jy dit gaan doen en nog meer. En ag vriende, dit is vir my so 'n goeie getuienis van die man Filemon. 'n Pragtige karakter van hierdie man word beskryf in hierdie vers. Die karaktertrek van dat hy nie net sal doen wat hy moet nie, maar dat hy verder sal gaan, meer sal doen as wat die apostel Paulus dan vra. En ag vriende, die gebed van my hart is dat u en ek ook so sal lewe, dat ons so versigtig sal lewe met ons woorde, gedagtes en dade. En wanneer ons optree, en wanneer ons versoening skenk, wanneer ons vergifnis gee vir mense wat ons te nagekom het, wanneer ons geestelike deugdes uitleef, dat ons nie net die nodige sal doen om tevrede te voel in ons eie harte nie, maar dat ons meer sal doen as wat gevra word, sodat Vader verheerlik sal word deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. So hierdie pragtige boek in die Bybel, Filemon, gaan oor die gedagte van versoening en vergifnis. Die vraag is versoening moontlik 1000 maal ja? Paulus, Filemon, Onesimus, en bo alles sien ons Christus wat na vore kom hier, as die een wat ons skuld vergewe het, ons vrygespreek het van ons sonde, en nou is ons liefdesslawe van hom, die Here Jesus Christus, wat ons uit die duisternis oorgebring het na die wonderbare lig. En nou lewe ons tot sy eer, tot sy verheerliking. Ons is liefdesslawe van hom, diensknegte van hom. Ons is kinders van hom. Ons is erfgename en mede-erfgename van Christus. Ons leef nou tot eer van God, omdat ons besef hoe groot ons verlossing is. Vriende, mag u en ek genade vind om hierdie waarheid raak te sien. Ek sal môre die laaste paar versies hanteer en ek vertrou dat hierdie reeksie vir u ook tot groot seën was. Groete vir u, mooi dag verder terug.